Hallo my vriende, nou Jesus Christus het 'n broer gehad, Jakobus. Jakobus het mos op 'n dag gesê, Jesus wil nie inkom om te kom eet nie. Hy staan daar buite werk met die mense en Jakobus die broer sê, man, Jesus het mal geword. Maar kyk nou toe draai het net, toe Jesus die dag opstaan, toe gaan hy terug na Jakobus, hy sê, boetie, hier's ek, jy kan nie aan hom praat nie, nee. Die enigste bewys dat daar regtig 'n Here is die ooggetuies, toe Jesus opstaan en leef om bewys aan verskillende mense, jy kan net nie daarteen teen praat nie, en is opgeteken in die Bybel en ook in buitebybelse boeke wat 'n baie belangrike bron is. So toe Jesus na Jakobus kom en sê, boetie, hier's ek, wat sê jy nou? Sê Jakobus, ek sê maar baie jammer. En toe doen Jakobus 'n wonderlike ding, hy skryf die boek Jakobus. Maar hy sê vir homself, ek gaan nou nie Jesus se werk doen nie, ek gaan nie in 'n kruis hang nie, en ek is nie my taak om te soek om te red wat verlore is nie. Ek gaan 'n bietjie aangaan met die gedagtes. Ek gaan sê, okay, vir 'n mens wat sê ek is 'n kind van die Here, mens noem dit 'n disipel eintlik. Meer as die woord gelowig, ek is 'n disipel. Ek is gehoorsaam aan God. Hoe moet 'n mens dan nou lewe? So Jakobus is 'n baie praktiese, so prakties dat hy nie geag is altyd nie. Selfs Luther het gesê dis 'n strooiboek. Maar Luther het ook gesê Openbaring is 'n lekker boekie. En hy het oor al die boeke in die Bybel 'n kommentaar geskryf behalwe oor Openbaring. In die dag toe hy Openbaring ontdek, toe was dit 'n baie belangrike boek ook so vir hom. So Jakobus is nie 'n strooiboekie, dis geskryf deur Jakobus, die boetie van Jesus Christus. En hy sê, hoe lewe mens heilig? Ek het laasweek oor 1 Petrus gepraat en vir myself gesien dat 1 Petrus en Jakobus het baie ooreenkomste. Dis 'n vraag is, wie leer by wie? Petrus by Jakobus of Jakobus by Petrus? Maar ook in Jakobus word vreeslik baie aangehaal uit die boek Matteus en ook oor die bergpredikasie. En Jakobus het 'n klomp goed gaan vat by Job. Dis 'n wonderlike boek, Jakobus. Nes 1 Petrus 'n baie praktiese boek. Hoe lewe ek heilig? Laat ek nie die bedoeling van die Here in my lewe verongeluk nie, want kyk, as dinge verkeerd gaan deur my eie doel, ek is nie dis die Here nie, as ons nou ek. So Jakobus sê, jy moet baie versigtig lewe, Jakobus 1, sodat jy volmaak kan wees, sonder gebrek en in niks tekort skiet nie. En dan praat Jakobus, jy weet, daar is in die gemeente baie arme mense, maar daar is ook ryk mense, en dan sê hy, is nou nie te op en af oor arme rykie, maar as jy glo in Jesus, wat nou? En dan sê Jakobus, julle wat ryk is, moenie net vir ou sê, laat dit met jou goed gaan nie. Jy kan nie dit doen nie, anders beteken jou geloof niks. As jou broer honger is, gee maar 'n stukkie brood ook. En as jou broer koud kry, gee maar 'n stukkie warm klere of 'n kombers ook. Anders is julle geloof niks. So Jakobus sê, baie versigtig hoe jy lewe. Jy kan glo in Jesus, maar jou geloof beteken niks, as jy nie daarom ook kyk na jou broer, wat honger is, en wat swaar kry nie. En dan praat Jakobus baie oulike dinge oor beproewings en versoekings, en hy sê nog 'n interessante ding, Jakobus, dat as dit met jou swaar gaan, kyk maar na jou broer, is jy 'n sonde nie. En dan wat hy byvoeg is, moenie kla nie, hou net op kla. 'n kind van die Here in 'n tyd van beproewing, moenie die hele tyd kla nie. Jakobus sê so prakties oor ander mense en ook in die geloofsgemeenskap, kinders van die Here, ook nie oor hulle nie. Moenie die hele tyd kla nie. Gee brood as dit nodig is. Gee ietsie warm as jy 'n gelowige is. Moenie kla nie. Moenie 'n rede kry om te blameer nie. Armes moet die rykes blameer nie, rykes moet die armes blameer nie, maar los maar net dit ook vir 'n slag. Moenie probeer mense skuld gee nie, maar volhard in die geloof, menende, die Here het 'n bedoeling vir jou. Moet dit nie verongeluk nie, lewe volgens die Here se bedoeling, die Here se wil vir jou. Menende, lewe reg. Lewe baie versigtig hoe jy lewe. So wat is die verskil tussen 'n gelowige lewe en 'n lewe wat volhard in die geloof? Die verskil is die een wat reg lewe. Dis die een wat volhard in die geloof. So Jakobus sê, Jakobus 5 vers 7, wees geduldig broers. Nog 'n ding.
wees maar goed vir mekaar, hou op kla, en Jakobus 5 sê, wees geduldig. En dan gebruik hy die beeld van die landbouer. Weet die landbouer, die boer is so uitgelewer aan die natuur. Dis nie soos 'n groeitonnel wat jy op 'n timer, jy weet, tydskakelaar, krag en water kan oop toe draai nie. 'n Boer is baie uitgelewer. Hy moet maar wag en kyk wanneer die Here reën gee en wanneer nie. So Jakobus sê, wees ook geduldig, terwyl jy wag vir die wederkoms, want onthou die Here kom. En jy weet net nie wanneer hy sê, wees geduldig. Wees geduldig, terwyl die Here kom. Maar in die tussentyd, moenie kla nie, wees maar goed vir mense, moenie mense moeilik maak vir mense nie, maar wees geduldig, sodat julle nie veroordeel word nie, staan daar, want die regter staan voor die deur. Hy sê, wees geduldig. En dan gebruik Jakobus in die laaste hoofstukkie, Jakobus 5, nogal 'n baie belangrike beeld. Hy sê, soos die profete in die Ou Testament, jy weet, elke profeet in die Ou Testament is doodgemaak, né? Geweldig, die volk van die Here het die stem van die Here wat hulle bestraf en sê, julle lewe nie reg, die Here gaan julle straf, ballingskap, Jerusalem, die tempel, die Sabbat, die offer, die besnyding, julle gaan alles ontneem word, lewe reg. Psalm 95 sê, die Here het vir julle 40 jaar goed gewees, en julle het hom vergeet. En die laaste vers van Psalm 95 sê, en nou moet jy nou nie verbaas wees, as jy die rus van die Here nie kan ingaan nie. So jy moet baie versigtig wees, hoe jy lewe. Die profete het julle die hele tyd gewaarsku, en hulle die hele tyd doodgemaak. Amos die beesboer, skroeiende kommentaar op die volk se lewe, en hulle wou nie hom gehoorsaam nie, tot hulle eie skade, En dan sê Jakobus, die broer van Jesus, julle moet reg lewe, julle moet gehoorsaam wees, julle moet geduldig wees, soos die profete in die Ou Testament. En dan noem hy by name, noem hy nog 'n naam, hy sê Job se volharding. Nou by Job kan ons baie leer. As Jakobus in die Nuwe Testament, net voor Openbaring, terugverwys na Job en sê, kyk na Job. So Job geduldig was in moeilike tye, moet jy bly by die Here. Moenie rede kry om af te dwaal nie, wêreldse redes nie. Bly by die Here met geduld, want die Here kom terug en dan moet jy gereed wees om in sy rus in te gaan. Nou kyk Job, wat het met Job gebeur? Job het 'n klompie tragedies gehad. Job, volgens Job 1 vers 15, hy verloor sy osse, sy donkies, sy slawe, wat 'n groot bate daai tyd was, deur die toedoen van aanvallers uit Skeba, dis Arabiere, Job 1 vers 15. Hy verloor sy osse, donkies en hulle vat sy slawe. Groot verlies. Tweedens, sy kleinvee. Daar kom 'n weerlig, jy weet hoe 'n weerlig kan wees, in 'n trop slaan en almal dood. En die skaapwagter, Job 1 vers 16. So hy verloor sy groot vee, osse, donkies, daai goede, sy slawe. Hy verloor deur weerlig die kleinvee. Hy verloor, Job 1 vers 17, sy kamele en die laaste bietjie slawe. Dis nou mense van eintlik uit vandag se, jy kan sê Iran, daai dele, dis die voorlopers van Nebukadneser se stamme, wat daar by Job aangekom het en wat hulle kon vat, het hulle gevat, dit is sy kamele en sy laaste kom slawe, daar gaat hulle. So Job het geweldige verliese gehad. Die Griekse vertaling van die Ou Testament, hulle noem die LXX, noem die mense wat ingekom het, die perderuiters. Daar was perde daai tyd, ook Dawid het perde gehad. En kom vat Job, so toe Job nog net sy huis, met die skapie, wat eet hy? Uit die besie, uit die kamelie, uit niks, uit die werkersie. En daar bly Job in 'n lekker huis, en 'n geweldige wind kom en die mure, al die mure val binne toe. Ek weet nou nie wat 'n soort wind dit is nie, maar die mure val binne toe. En die mure val op sy 10 kinders. Kan jy dink 'n geweldige tragedie. So Job het nie meer vee nie, klein vee nie, groot vee, werkers. En al sy kinders, 10 kinders. En wie wat doen Job? Jakobus sê ons moet soos Job wees. As dit sleg gaan, moenie die Here vergeet nie.
Moenie rede kry om weg te dwaal nie. Moenie ander mense aankla nie, maar lewe jy reg, as jy kan, help net liewer mense met kos en ietsie warm. Sê die Bybel, wie wat het Job gedoen? Dit is 'n voorbeeld van ons. Job sê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom. Naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, die Here het geneem. Geloof die naam van die Here. Nie elke man wat dit doen nie, hoor, alles verloor het, maar jy weet, ek het nog een, dis die Here. Moenie hom nou ook verstoot nie, dat jy regtig niks sien. Job bly by die Here. Job 1 vers 21 staan daar, by dit alles, die huis het inval op die kinders, die kamele, die werkers, die grootvee, die kleinvee uit niks. Bokkerrol in Afrikaans. Staan daar, by dit alles het Job nie gesondig nie, en aan God niks ongeruims toegeskryf nie, sê die een vertaling, Job 1 vers 21. So Job bly by die Here. En dan kom Job se vriende. En hulle het allerhande slimmighede. Tot Job op 'n dag sê, my maat, ek wil nie met julle praat nie. Ek sê vir julle ietsie sê, maar ek wil nie met julle praat nie. En Job sê, maar ek sal met die Here praat. En Job sê, wysheid begin by die dien van die Here. Een van die grootste verse in my lewe en in die Bybel. Wysheid begin by die dien van die Here. As jy alles verloor het, moenie op en af nie, bly net by die Here. Dit begin by die Here. Sê vir jou vriende, ek wil nie verder so woerewarre oor die goed hê. Julle help my niks. Julle is dalk reg, julle is dalk verkeerd. Ek wil nie met julle praat nie. Ek wil met die Here praat. Ek sal met die Almagtige praat, Job 13 vers 3, en ek verlang om te pleit by God. Dis 'n wonderlike ding. As jy alles verloor het, sê die boek Jakobus, 'n baie praktiese boek. Hou op kla, wees maar goed vir mense, bly by die regte pad, en help jy praat met allerhande mense nie. Die groot ding is praat met die Here. En Job sê vir die Here, Here, trek u hand weg van my af, en laat die skrik van u my nie beangstig nie. Kla dan maar aan, en ek sal antwoord, of ek sal spreek, en gee u my antwoord. Hoeveel is my ongeregtighede en sondes? Maak my van my oortredinge bewus. So Job praat met die Here, en dis wat die boek Jakobus ook sê. Jakobus sê, bly by die Here, loop die regte pad, die etiese pad, die morele pad, die heilige pad. Jy glo mos nou, dit is Jesus se werk, maar sy broer sê, ons gaan nie weer daar praat nie, ons praat nou, hoe moet jy lewe? En die een ding wat die boek Jakobus ook noem, uit Job se voorbeeld, is die geduld, bly by die Here, en ook om te bid. Jakobus gaan daaroor dat mense is op en af, allerlei idees, maar jy moet maar op jou knieë kom, en by die Here pleit, en bid. En dan weet ons, die gebed van die regverdige het groot krag. Nou soos in Job het by die Here gebly, en weet wat gebeur? Omdat hy by die Here gebly het, en volhard, het die Here vir hom alles dubbel teruggegee. Die Here het hom weer opgemaak, vir goed, met die vee, en ook met die kinders. So Job kon weer opstaan en aangaan met sy lewe. Die Here het vir hom vergoed, want die Ou Testament leer vir ons dat Jahwe heilig is ook 'n God met medelee. En Jakobus sê dit ook. Bly by die Here, moenie kla nie. Laaste brief van Jakobus, want God is goed en barmhartig. Die God van Job sal vir jou ook goed wees. En dan moet ons hoor wat die Ou en die Nuwe Testament sê. Die praktiese lewe is by die Here, maar bly jy op jou knieë en moet jou deur niks wat afsit van die Here nie. Amen. Nou gaan ek jou seën, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede in. Soos Psalm 95 se laaste vers sê, mag die genade van Jesus Christus en die liefde van die Vader en die Heilige Gees jou inbring by die rus, die vrede, die shalom van die Here. Amen.